dat julle net julle persentjies of by julle voete of net langs aan julle sal sit. Nou as ons klaar is, dan kan julle baie opgewonde kyk wat is in julle pakkies. So voordat ons begin, kom ons maak toe ons oë en dan gaan ons gou saam bid. Dankie Here Jesus vir die voorreg wat ons het om weer in hierdie oggend by mekaar te kan wees, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om op 'n praktiese manier te leer dat U lief is vir ons, Here, en dat U vir ons omgee. En ons kom bid, Here, dat U die hartjies sal stil maak en dat U boodskap ook in die hartjies sal vassit en dat hulle dit sal onthou. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So, ons gaan nou 'n prentjies daar op die bord kry. Maar sê gou vir my, wie van julle hou van stories? Hou julle van stories? Ek is baie lief vir stories en ek het 'n klein dogtertjie wat 4 jaar oud is en sy is ook baie lief daarvoor as ek vir haar stories vertel. So ons storie se naam vandag is Jy is myne. En julle moet nou mooi deur die storie luister en dan sê julle vir my of julle, as ons nou klaar is met die storie, nê, of julle weet hoekom ek vandag vir julle die storie vertel het. Gaan julle mooi luister en vir my sê. Okay, so hierdie storie se naam is Jy is myne en dit leer vir ons hoekom ons spesiaal vir God is. Nou dit gaan oor houtmannetjies wat in 'n dorp gebly het. Hierdie houtmannetjies is wemels genoem en hulle maker, die oom wat daar gesit het en hulle uit die hout uit gekap het, sy naam was Eli. En weet julle, ekskuus, julle kan net na die eerste slide toe teruggaan. Daar's hy. So, Pikkenossie het in daai dorpie gebly en weet julle, daai wemels het baie keer dom goed aangevang. Maak ons ook baie keer foute, vang ons ook baie keer dom goed aan. Baie, nê? Nou weet julle wat het gebeur? Hulle het een keer het al die wemels balle en bokse bymekaar gemaak. Kan julle dink dat iemand bokse bymekaar maak? Waarom ons met ons bokse? Ons gooi dit weg, nê? As ons dit klaar gebruik het, dan gooi ons dit weg. Maar daar was 'n wemel en sy naam was Tokkie. En hy het al sy geldjies wat hy gehad het gevat en hy het vir hom hierdie mooi boksie gekoop. Maar weet julle, hy het dit bietjie te ver gevat. Nê? Hy het elke keer op die straat geloop en as hy verby iemand loop, dan het hy sy boksie oopgemaak, dan het hy gesê, kyk gou vinnig na my boksie. En weet julle waar, daar's niks eers binne in die boksie nie. Hy het net vir almal gesê, kyk hoe mooi is my boks. En almal het gekyk, wat is in sy boks? En dan was daar niks in nie, maar hy het nog steeds vir almal vertel, dit is die mooiste boks wat hy het. Maar hy het dit baie ver gevat, want hy was baie trots in sy hart gewees oor hierdie boksie wat hy het. En daar was nog 'n maatjie en sy naam was Nick. En hy het gesê, ek het nie die nuwe boksie nodig nie. Ek het 'n ou boks by my huis en daar sien ons, ekskuus, nog enetjie terug. Daar's hy. Daar sien ons Nick se boksie. En hy wys vir sy maatjies die boksie. En hulle sê, jou boks is nou nie nuut so Tokkie sinne nie, maar jou boks is net so mooi vir ons. Hy's groter, hy's helderder, dit is baie mooi. Maar weet julle, Nick het toe gesê, hy gaan nie 'n nuwe boksie koop nie, want hy het klare boksie. Maar nog steeds was Tokkie so trots oor sy boksie. En Nick sê, ek gaan vir hom 'n streep trek. Weet jy wat gaan ek doen? Ek gaan nog 'n bal bykoop. Dan, ek moet nie daai kant toe gaan nie. Dan het ek 'n bal en 'n boks en hy het net 'n boks. Dan het ek meer as wat hy het. Julle gaan nie glo wat toe begin nie. Hulle gaan na die winkel toe. En hy gaan terug en hy koop vir hom nog 'n boks en 'n bal. En so gaan daai twee die hele dag aan. Die een wil beter wees as die ander ene. Die een wil meer hê as die ander ene. As die een uitkom met nog 'n bal en 'n boks, dan gaan die ander wemeltjie in en dan koop hy vir hom nog 'n bal en 'n boks. En hulle het so die hele dag aangegaan. Nadat het die mense die burgemeester geroep en gesê, kom kyk wat doen hulle. Hulle is sommer heeltemal laf. Maar julle, die burgemeester sê toe vir hom, ek dink, julle is sommer baie laf. Julle
tree verkeerd op. Dit is nie die regte ding om te doen nie. Kan na die volgende een toe gaan asseblief. En weet julle, sien julle daarso? Hulle kan nie eers meer loop nie. So baie balle en bokse het hulle bymekaar gekry. En daar gaan die burgemeester wraggies en hy koop vir hom ook baie bokse en balle. En hy sê, ek gaan beter wees as julle, ek gaan meer hê as julle. En daar gaan almal van die dorp, die slagter, die bakker, die meubelmaker, die dokter, die tandarts, sommer gou is daar groot kompetisie in die dorp om te kyk, wat se wemel het die meeste bokse en balle. En weet julle wat die slegste, as hulle in die strate loop en hulle het baie, dan dink die mense, hulle is goeie mense. En as hulle in die strate loop en hulle het min, dan dink hulle, haai, daai arme ou wemeltjie, kyk hoe min het hy. En so het hulle aangegaan, die een wil beter wees as 'n ander ene. Julle in Pukenossie het nie baie gehad nie. En sy hart was seer daaroor, maar hy het gesê, ek wil beter wees as die ander. En hy het al sy geldjies gevat wat hy gehad het, maar hy kon net een boks koop. En hy sê, maar nou het ek nie eers 'n bal om vir hulle te wys nie. En hy gaan terug, en hy was baie lief vir boeke. En hy vat al sy boeke, en hy gaan verkoop dit. En hy kan vir hom nog 'n boks, en 'n bal bymekaar maak. En so het hulle aangegaan, en aangegaan. En julle, Pukenossie begin so hard werk, dat hy nie eers meer slaap nie. Hy sê, hy het nie slaap nodig nie. So hy kan in die aand, as hy eintlik moet slaap, dan kan hy gaan en hy kan gaan werk om meer geld te maak en bokse en balle te koop. So alles wat hy doen is net om nog meer en meer te kry. En raai wat sê hy volgende? Ek het nie meer my bed nodig nie. Kan julle glo dat hy dit sê? Wie van julle hou van slaap? Hou julle van slaap? Ek is baie lief vir slaap, maar ek het 'n babietjie, so ek slaap nie baie nie. Maar hy besluit, hy gaan sy bed verkoop, omdat hy nie meer slaap nie. En hy vat die geld wat hy vir sy bed gekry het, en hy koop nog bokse en balle. Kan julle dit oor vertel? Hy het nie eers meer 'n bed nie, maar in sy hart sê hy, nou gaan die ander mense dink, dat ek ook belangrik is. En as hy so in die strate loop, dan die mense so geloop, en sê hulle, ek kan nie meer my bokse dra nie. En dan kyk die mense vir hulle, dit klink eintlik of hulle kla, maar eintlik spog hulle. Hulle wil net hê die mense moet weet hoe swaar dra hulle, dat die mense kan weet hoe baie het hulle. En so gaan Pukenossie eendag, en hy besluit, hy het nog steeds te min. Die mense het baie meer as hy. Maar weet julle wat, dit was nie vir almal belangrik, die bokse en balle bymekaar maak nie. Daar was 'n groepie van die wemels wat gesê het, julle is sommer simpel. Ons gaan liewer op die goedjies fokus wat belangrik is. En Pukenossie se maatjies het dit gesê. Hulle het gesê, ons het nie alles nodig nie. Ons gaan net fokus op wat belangrik is. En hulle sê vir Pukenossie, los asseblief die bokse en die balle, dit is nie so belangrik soos wat jy dink nie. En kom na my toe, en kom speel weer saam. Kom ons gaan doen die goed wat altyd vir ons belangrik was. En weet julle, Pukenossie sê vir hulle, ek is te besig vir julle. Daar's ander goed wat ek moet doen. Ek moet jaag, ek moet nog gaan werk, ek moet nog bokse en nog balle gaan koop. En hy staan daar en hy kry 'n slim plan. Wie van julle wil raai wat is sy slim plan? Hy het al sy boeke verkoop, hy het al sy bed verkoop. Jy's baie slim. Hy sê vir sy maatjie Lolla, ek gaan my huis verkoop. Julle waar gaan hy bly? Op straat, as hy nie huis het nie, gaan hy op die straat bly. En hy het nie eers daaraan gedink nie. Hy sê net, ek het nie my huis nodig nie. En hy verkoop sy huis, en hy koop vir hom baie bokse en balle. Maar weet julle, net vir 'n tydjie, dis dit genoeg. Dis dit ook nie meer genoeg vir die wemels nie.
En toe besluit die burgemeester se vrou, sy gaan al die reëls verander. Sy gaan dit bietjie moeiliker maak. Nou, moet jy nie net baie bokse en balle hê nie. Jy moet die hoogste wees. En sy gaan, sien julle daarso, pak, julle moet daar kyk. Pak sy al die bokse en balle bo op mekaar, nê? Want sy is die hoogste en sy voel nou geëerd want almal kyk op na haar. Want sy is die beste, sy is die wemel met die baie. En sy sê vir hulle, dis nie net meer bokse en balle nie. Nou moet julle by die duurder winkels koop. So sy gaan koop by die duurste winkels, en dan los sy sommer die tags aan, dat almal kan sien wat sy haar goed gekoop, nê? Want sy moet nou die beste wees, sy moet seker maak hulle sien, haar bokse het meer as hulle bokse gekos. Julle, en daar staan sy, en die mense raak heeltemal mal. Hulle klim op 'n fontein, die een klim op 'n balkon, want hulle moet nou hoër wees as die ander ene. En hy klim en klim en klim, almal moet hulle sien. En as hulle loop, en die mense sê, "Jo, daai's 'n goeie wemel," dan voel hulle hartjie so bly, want iemand het nou raak gesien wat hulle doen. Dink julle dit is simpel om bokse en balle bymekaar te maak? Ja, dis oukei om bietjie speelgoed te hê om mee te speel, maar om alles weg te gee en te verkoop en dit bymekaar te maak, is sommer baie simpel. Kyk vir arme Pikkenossie, hy het nie eers meer 'n plekkie om te slaap nie. En weet julle, na almal op alles geklim het, staan die burgemeester daar, en hy dink by homself, wat gaan ek doen om hoër en beter as hulle te wees? En raai wat sien hy in die verte? 'n berg. Nou kan julle dink, daai wemels het so baie goed wat hulle dra, nê? Hulle hardloop en alles vas. Hulle kan nie meer sien verby hulle bokse en balle wat hulle dra nie. Al hierdie, Askies, Tannie kan nie hoor nie, sê gou weer. Mure. Ja, hulle het in huisies gebly, ook met mure. So hulle het in die mure vasgeloop en al daai goed, nê? Want hulle kon nie sien waar hulle loop nie. So sê gou vir my, as jy swaar dra, het jy al swaar gedra? Partykeer help ons vir mamma hulle goed uit die kar dra, nê? Partykeer is dit groot en swaar goed en dan kan jy nie verby die goed sien nie, en wat gebeur? Jy loop teen die goed vas, is dit lekker? Dit gebeur, nê? En wat na die tyd, dan sê eina, my kop is seer. En daai wemels het hulle self so gestamp. Hulle houtlyfies was nou al seer gewees van al die gestamp. En nog steeds het hulle aangegaan. Maar in elk geval, so die burgemeester sê nou, hy gaan heel bo op die berg, gaan hy wees en hy gaan eerste daar uitkom. Julle, en daar breek chaos uit. Al die wemels gryp hulle baie goed wat hulle skaars kan dra. Hulle trap op mekaar, hulle stamp mekaar, want hulle wil kyk wie is eerste bo op die berg. Weet julle hoe hartseer is dit nie? Hulle is nie meer lief vir mekaar nie. Hulle help nie meer mekaar nie. Dit gaan net oor ek is beter as jy en ek het meer as jy. En hulle hardloop daai berg op en dis chaos. En weet julle wat? Pikkenossie hardloop vooruit. Hy kan nie sien waar hy hardloop nie. Hy voel net kort, o aarde, hier stamp ek my toon teen 'n klip. En dit is 'n groot chaos daarso. En Pikkenossie kyk op 'n kol om hom en hy sien, ek is alleen, dit beteken seker ek is heel voor. En sy hart is bly, want hy is nou heel voor. Nee, al die mense is agter hom. En op 'n kol val hy oor iets. En toe besef hy was nie voor nie. Hy is sommer heel van die pad af. Hy is nie meer op pad berg toe nie. Hy is op pad na 'n ander rigting toe. En weet julle, hy val in 'n deur in. Die deur gaan oop, die bokse en balle trek die hele wêreld vol. En toe Pikkenossie besef waar hy is, toe voel sy hart skaam. Weet julle, hy het in Eli se huis ingeval. Eli, weet ek nou gesê is Eli aan die begin. Dit is die oom wat hulle gemaak het. En sy hart voel baie skaam, want hy besef, hy het so goed nagejaag
daar's so baie waarvan hy vergeet het om te doen. En hy kry baie skaam in die volgende oomblik, daar rol 'n bal en ek het mos gesê sy bokse en sy balle het ingerol, né? En die bal rol tot by Eli se werkstafel. En hy hoor toe hier's iets aan die gang en hy draai om. En hy vra vir Pukenossie, "Hallo Pukenossie, wat maak jy?" En hy's te skaam, hy kyk weg. Hy wil nie eers vir Eli kyk nie. Want hy besef, wat het ek gedoen? Ek het so baie bokse en balle bymekaar gemaak. Ek het fokus verloor van die dinge wat eintlik saak gemaak het. En toe hy opkyk, toe sy hartjie bly om te besef, Eli is nie kwaad vir hom nie. Eli kyk vir hom liefdevol. En hy sê vir hom, Pukenossie, jy lyk moeg. Dit lyk of jy baie swaar gedra het. Wat het jy gedoen? Is jy okay? En hy's moeg, hy het ver geloop en hy was nie 'n sterk mannetjie nie. En hy sit daar so moeg en hy kyk om hom rond en hy sê vir Eli, hierdie is al my bokse en balle. Al my bokse en balle wat ek bymekaar gemaak het. Die ander weemels het gedink ek is baie belangrik met al my bokse en balle wat ek bymekaar gemaak het. En Eli vra vir hom, speel jy met al hierdie bokse en balle? Julle? En hy skud sy kop en hy sê, nee. En Eli vra vir hom, hou jy van die bokse en die balle? En hy sê, ja, ek hou van hoe dit my laat voel. Ek hou van die feit dat dit my belangrik laat voel. Ek hou van die feit dat as ek in die straat loop, dan kyk al die mense vir my. Want ek is belangrik, ek het dit wat saak maak, sodat almal my kan raak sien. En Eli sê, okay, het die ander weemels ook so gedink, hoe meer goed hulle het, hoe meer gelukkig gaan hy wees. Ja, sê Pukenossie vir Eli, hulle het almal geglo, hoe meer goed hulle het, hoe meer belangriker en gelukkiger sal hulle wees. En Eli vra weer vir hom, is jy gelukkig? Sê, nee, ek is nie gelukkig nie. Julle, hy het sy bed verkoop, hy het sy huis verkoop, hy het lank terug geslaap, hy's moeg. Hy wil net gaan en 'n bietjie rus. Pukenossie lig sy kop op en hy kyk vir Eli en hy sien na alles is Eli nog nie kwaad vir hom nie. Eli is lief vir hom. En weet julle, Pukenossie kyk by die venster uit, né? Na die venster, dan sien hy al die weemels wat so by die berg ophardloop. En hy besef, hulle is nie gelukkig nie. Hulle stamp mekaar uit die pad uit. Jy sien net die bokse en die balle trek, soos hulle mekaar stamp, soos die ander ene probeer voorkom. En dan sien hy hierdie een trap sommer bo op die ander ene. Hy het geval, hy help hom nie eens op nie, hy trap sommer bo op hom, om voor te kom. Julle, en raai wat sien hy? Die burgemeester lê op die grond. En sy vrou staan sommer bo op hom, met 'n boks op haar kop, want sy wil nog hoër wees, en hy het nie genoeg hande nie, so hy byt sommer 'n bal in sy mond vas. En Pukenossie besef, hulle is eintlik belaglik. Hulle fokus so op al hierdie goed, wat nie saak maak nie, dat hulle vergeet wat belangrik is. En Eli vra weer vir hom, lyk hulle vir jou gelukkig? Pukenossie skud sy kop, hy sê nee, hulle lyk vir my glad nie gelukkig nie. Hulle lyk vir my moeg, en dit lyk vir my of hulle baie swaar dra. En Eli sit sy hand op Pukenossie se skouer en hy sê, weet jy, hoeveel het al hierdie bokse en balle jou gekos? Weet jy? Hy sê, ja, ek weet. Ek het my boeke verkoop, ek het my bed verkoop, ek het al my geld gegee, en ek het my huis gegee. Eli sê vir hom, nee, dit het jou baie meer gekos. Dit het jou geluk gekos, dit het jou vriende gekos, dit het jou verhouding met my gekos, dit het jou baie meer gekos, as wat jy gedink het, dit jou gaan kos. Vir jou was dit net lekker. Het was lekker om te weet, almal sien jou raak, maar jy het nie meer vir my vertrou om jou gelukkig te maak nie. Jy het op ander goed begin vertrou, om jou gelukkig te maak. Pukenossie kyk na die hoop speelgoed,
En hy besef, hy het al sy tyd en energie in daai bokse en balle ingesit. En hy voel somme baie simpel. En hy sê vir Eli, ek is so jammer, ek het verkeerd opgetree. En Eli sê vir hom, dit is reg, want vir my is jy nog steeds baie spesiaal. Jy is nie spesiaal oor wat jy het nie. Jy is spesiaal oor wie jy is. En ek het jou gemaak, so jy is myne, en dis hoekom jy vir my spesiaal is. En Pukenossie kyk na Eli en hy sê, nou wat moet ek doen met al hierdie goed? En hy sê vir hom, vat dit, en gaan gee dit vir die mense, wat dit regtig nodig het. Julle en Pukenossie draai om by die deur uit te stap, hy groet vir Eli, en raai wat onthou hy? Hy het nie 'n huis om heen te gaan nie. En hy sê vir Eli, ek het nie meer 'n huis nie. En Eli sê vir hom, dis oukei, jy kan vanaand hier by my slaap. En hy gaan, nou as hulle houtmannetjies maak, dan skaaf hulle sulke stukke hout af. En hy het vir Pukenossie 'n bed daar gemaak, en Pukenossie het geslaap. En toe hy lê, toe voel sy hart rustig, want hy het geweet, hy is nou veilig in sy maker se huis. En hy was bly om terug te wees. Nou kom ons kyk gegaan, in die begin het ek vir julle gesê, ek gaan vir julle die storie vertel, en dan moet julle mooi luister, en die einde dan sê julle vir my, hoekom dink julle het ek vir julle die storie vertel? Enige een, wat wil jy sê? En wie jy is, nee? Wie wil nog ietsie sê? Ja. Askies, Tannie kan nie so lekker hoor nie. Sê gou weer. Dit is baie belangrik. Mens moet genoeg slaap kry. Okay, wie wil nog ietsie sê? Is jy reg? Okay. So, wie het hierdie weemels gemaak? Eli, nee? Nou kom ek vra vir julle die belangrike vraag, hoekom ek vir julle die storie vertel het. Wie het vir ons gemaak? Ja, hy het ons gemaak, nee? En weet julle wat is baie spesiaal? Hy het elkeen van ons verskillend gemaak. En hy is lief vir ons, omdat hy ons gemaak het, presies soos hy ons wou gehad het. Maar daar het 'n groot probleem in die wêreld ingekom, daar in Adam en Eva se tyd. Wie kan vir my sê, wat was dit? Ja, as ek gaan iemand vra het nog nie geantwoord het nie, ja? Okay, wat wil jy gesê? Sonde het in die wêreld ingekom. En dit het hierdie mooi verhouding wat ons met God kon gehad het, heeltemal verbreek. En ons het net soos daai wemeltjies gemaak. Hulle het bokse en balle nagejaag. Ons jaag sonde na. Partykeer, daar's baie mense daar buite wat kyk hoeveel goed hulle kan doen. En weet julle wat, net soos dit Eli se hart seer gemaak het, om te sien hoe hardloop al die mannetjies daar buite rond, stamp mekaar uit die pad uit, daar's nie liefde onder mekaar nie. Net so is dit wat ons baie keer doen. Die ander goed is vir ons so belangrik, dat ons vergeet van Jesus. Dat ons vergeet wat is ons doel hier op aarde. En ons doel is om vir God te verheerlik, om vir hom te lewe. Eendag, toe Pukenossie voor Eli se voete neerval, nee, het al sy bokse en balle wat op die aarde bymekaar gemaak het, saak gemaak. Dit het nie meer saak gemaak nie. En is nooit lekker om dit te sê of daaraan te dink nie, maar ons gaan almal eendag nie meer in die wêreld wees nie. En dit wat ons dan gedoen het, gaan dit goed wees wat ek vir Jesus kan wys wat saak maak? En die belangriker vraag is ek 'n kind van Jesus? Dit is, om dit bietjie meer prakties te verduidelik, is Jesus het vir almal van ons aan die kruis gesterf, ons weet dit, nee? Hy het vir ons sondes betaal aan die kruis, maar weet julle, Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, word soos 'n geskenk na ons toe uitgehou, nee? Beteken nie omdat Jesus aan die kruis gesterf het, is almal van ons kinders van Jesus nie. Nee. Dis 'n keuse wat elke een van ons moet maak. So wat se maatjie gaan gou hier voor by my kom staan? Kom gou. Okay, so ek het 'n systoekie.
ek gaan net die ander hand vat, 'n systokkie in my hand, okay? En dis nou my systokkie. Jy lus vir hom? Ja, nee? Jy moet eerlik wees, ja, ons hou van systokkies, ons hou van soetgoed. Okay, nou solank as wat hy in my hand is, kan jy hom solank begin eet. Wie se systokkie is dit as hy in my hand is? Dis my systokkie. En nou? Wie se systokkie is dit nou? Kan jy hom nou eet? Kan jy dit nou geniet? Okay, baie dankie. En dit is presies hoe dit is met die ewige lewe. Dit word as 'n geskenk na elkeen van ons toe uitgehou. Maar as ek nie gaan en daai geskenk aanvaar nie, is dit nie myne nie. En hoe simpel is ons as mense, net soos daai houtmannetjies. Die oplossing is so eenvoudig. Ek moet net na Jesus toe gaan, moet vir hom sê ek is jammer oor my sonde. Ek is jammer oor die verkeerde dinge wat ek gedoen het. Vergewe my en maak my u kind. So eenvoudig. En is tot almal van ons se bereik. Elke een van ons kan dit bereik. Maar nog steeds is daar so 'n bietjie trotsheid partykeer in my hart, né? Ons moet net onthou dit wat ons op die aarde doen, gaan eendag as ons voor Jesus is, nie vir ons iets beteken nie. Ons moet bou op goedjies wat eendag as ons by Jesus is, nog steeds gaan saak maak. So, Tannie was baie klein, Tannie was 10 jaar oud. 10 jaar oud, wie van julle is 10 jaar oud? Ek is nie nou 10 nie, ek was 10. Baie lank terug. En my pappa het vir ons Jesus se kruisiging gelees, en daai aand het ek besef, ek het nie vir Jesus in my hart nie. Ek wil nog die verkeerde dinge doen. En daai aand het ek saam my pappa langs die bed gekniel en vir Jesus gevra om my sonde te vergewe en my sy kind te maak. En weet julle, nou weet ek dat eendag as ek nie meer hier is nie en ek gaan dood en ek staan voor Jesus, dan kan ek by Jesus wees. Hoekom? Omdat ek 'n goeie mens is? Nee, omdat ek 'n kind van Jesus is. So Lukas 12 vers 15 sê, en hy sê vir hulle, pas op, wees op julle hoede vir die hebsug, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. Nou hier's baie groot woorde tussenin, hè? Maar Jesus vra eintlik vir hulle, hoekom is julle geld en julle besittings so vir julle belangrik? Julle geluk hang nie daarvan af nie. En Jesaja 43 vers 1 sê, ek het jou by die naam geroep, jy is myne. En weet julle, alhoewel ons Jesus in was toe hy ons gemaak het, moet ons wees, soos Tannie nou verduidelik het, op die aarde kies om hom te volg. Ons moet vir 'n tweede keer syne word. Die eerste keer toe hy ons gemaak het, en die tweede keer toe hy ons kom loskoop het met sy bloed. Gaan julle dit onthou? Hoeveel keer moet ons Jesus in wees? 2 keer. Die eerste keer toe hy ons gemaak het, en die tweede keer toe hy ons losgekoop het. Nou ons moet onthou, gaan almal van ons hemel toe. Net die wat vir Jesus gevra het, om hulle sy kinders te maak. So die storie van Pakonossie is baie eenvoudig, maar dit raak soveel waarheid aan om te besef, ek kan alles in die wêreld hê, en ek kan nog steeds nie vir Jesus hê nie. Weet julle hoe hartseer is dit? Daar's mense wat miljoene en biljoene het, en hulle het nie eers vir Jesus nie. Ons moet onthou om te fokus op dit wat belangrik is. En weet julle wat is ook belangrik om te onthou? Ek moet onthou, ek is nie iemand as gevolg van wat ek het nie. Ek is iemand, omdat ek, het gaan oor aan wie ek behoort, omdat ek aan Jesus behoort, is ek iemand. En Jesus wil graag, almal van ons moet eendag by hom in die hemel wees. Jy is nie wat jy het nie, jy is nie wat anders sê nie, jy is wie God sê jy is. En God sê, as jy my gevra het, en ek bly in jou hart, dan is jy myne. Kom ons maak toe ons oor en bid ons. Dankie Here Jesus vir hierdie kosbare boodskap wat U ook na ons toe gestuur het. Here, dankie dat U vir ons 'n baie duur prys aan die kruis betaal het. Dankie dat ons U sinne kan wees. Ag Here Jesus, dankie dat U my op die jong ouderdom van 10 jaar oud gered het. En wat 'n voorreg is dit nie om vir U te lewe en 'n kind van U te wees nie. Dankie dat ons vir almal U kan bid, Here. U ken elkeen by die naam. Ons ken dalk nie almal se name nie, ons sien wel almal se gesiggies, maar Here, U ken die name. U ken nie net die name nie,
U weet wat in hulle hart aangaan. En daarom wil ons vir elkeen kom bid, as hier nog iemand is, wat nog nie in 'n verhouding met U is nie, bid ons Here Jesus, dat hulle hierdie boodskap sal onthou, en dat hulle sal teruggaan na U toe, en ook vir U sal vra, om hulle te vergewe, dat hulle ook U sinne kan wees. Dankie vir 'n kosbare vers in die Bybel, wat sê, jy is myne. Dankie vir daai 3 woorde, Here, dit is so kosbaar. Ons kom bid vir almal wat na huis toe ry, Here, jy weet, die weer is nie baie lekker daar buite nie, maar ons bid dat U hulle ook veilig by die huis sal uitbring. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Baie dankie julle, dankie dat julle so mooi stil gesit en luister het. Baie dankie Tannie vir die boodskap. Ja, maar dat is net gou klaar maak.